Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Wandel in die lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, ja, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht van God. Ja, ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Wandel in die lucht van God. Ja, ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, ja, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht van God. Oh, ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht van God. Ja, ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht, die heerlijke lucht van God. Ik wandel in die lucht van God. Halleluja, 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 halleluja. Prijs die naam van de Heer. The windows of heaven are open. Blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart. Said Jesus made me right. Gave me my own better garment. Gave me the light. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy today.
everything right. I gave me my own tattered garment, yes, gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven. Oh, that's why I'm happy today. Hallelujah, the windows of heaven are open. Yes, the blessings are falling today. Oh yes, there is joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave him my own tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy. Hallelujah, the windows of heaven are open. The blessings are falling today. Hallelujah, there's joy, joy, joy in my heart. Jesus made everything right. Gave him my own tattered garment. He gave me a robe of pure white. Feasting on manna from heaven, and that's why I am happy today. Oh, hallelujah. Praise die Here Vader. Dankie dat ons so na U toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Oh, Here Jesus, dankie. Halleluja, deur U bloed het ons 'n spierwit kleed verkry, wat U eendag vir ons sal gee. Baie, baie dankie dat ons dan in hierdie dag, halleluja, aan U die eer kan bring, soos ons gesing het. The windows of heaven are open. The blessings are falling today. Here, dankie dat al hierdie seëninge in Christus, in die hemelse plekke, dit is ons deel. En dankie dat ons daarmee geseën word. Halleluja. Prys U in hierdie oomblikke dat ons so na U toe kan kom, en Here, ons wil eerstens saam bid. Here, vir almal wat siek is. Here, ons weet dat daar sal altyd siekes wees. Want die duiwel val aan, hy's 'n mensemoordenaar daar in 'n verwoesting. Daar sal armes wees. Ja, Here, daar sal behoeftiges wees. Daar sal kinders van U wees, Here, wat geestelik sukkel. En ons weet, U woord sê dit vir ons baie duidelik, ons moet vir almal bid. Ons bid in hierdie dag dan vir die siekes, dat U waarlik vir hulle die groot geneesheer sal wees, en dankie dat U as geneesheer is naby. Want U het gesê, kyk, ek is met julle. En baie, baie dankie dat U die werk doen vir elke sieke, dat daar volmaakte genesing sal plaasvind in die naam van Jesus. En ons eer U daarvoor, so dat ons Here vir elke gebedsversoek. O, Here, dankie dat ons weet dat alles is by die Here bekend. Geen mens is in die oë van die Here onsigbaar. Nee, Here, U sien elke ene, U ken elke ene, Here, en U weet wat elke ene nodig het. En daarvoor eer ons U, en daarom bid ons vir gebedsversoeke, dat U waarlik dan ook daar sal antwoord. Baie dankie, Here Jesus, dat ons kan bid vir reën, al die plekke waar dit nog droog is. Oh, halleluja. Ons eer U, omdat ons weet dat onze God gee reën op die goeie en die slegte, die regverdige, onregverdige. En dit is waarom U die tye vas te stel het, dit is waarom die son, maan, sterre alles gegee het, Here, sodat in die tye, elke tydperk, Here, sy reën kan kry. Baie, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke weet dat U doen ook dit vir ons as mens. Seën elkeen dan so in Jesus naam, en ons dankie, Here, dat ons nou rondom die woord van God kan vergader. En ons weet dat die woord van die Here is die enigste iets wat voort sal bestaan tot in ewigheid. Vas sal staan, onwankelbaar. Ja, halleluja. Geen begin,
geen einde. En daarom bid ek in hierdie môre, Here, dat U woord aan elke hart sal seën. Here Jesus, en laat elke oor wat hoor, dat hulle sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Here, ons wil niks uit onsself uit voortbring nie. Ons wil geen uitleg van die skrif uit ons eie siening, ons eie wil bring nie. Maar Here, net soos die Heilige Gees ons leer en lei in die hele waarheid, dit wil ons bring. Dat elke oor bestryk sal wees met U bloed en die Here, dat die woord van met ons elkeen sal spreek, Here, sodat ons tot volkomendheid kan kom deur die woord van die Here. Baie, baie dankie daarvoor. En seën ons nou saam rondom U woord en ons prys. Amen en amen. Prys die Here. Dank die Here dat ons in hierdie dag so saam is. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Ek is dankbaar vir die Here teenoor sy onfeilbare woord. Ek wil 'n skrif lees uit Hebreërs. Voor ek met die woord van die Here aangaan, moet ek dit vir u aflewer wat is in kort wat die Here vir my gegee het, en ek wil saam lees uit Hebreërs. Halleluja. Ek sê hierdie mooi woorde. In Hebreërs 10. Hy sê van die 5de vers, hy sê, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom. Hierdie gedeelte beskryf wat gebeur het in Johannes 1 vers 1. Johannes 1 vers 1. Ja. Hy sê die woord het vlees geword. En die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Nee. En hy sê hierdie woorde. Hy sê, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffers en spysoffers wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam voorberei. Dit meen, die seun wat aan ons gegee word is Christus. Die kind wat vir ons gebore word is Jesus. Onthou dit altyd. Dis waarom Paulus altyd van Jesus Christus of van Christus Jesus praat. Want Christus het binne in die liggaam Jesus kom. Jy moet dit baie duidelik verstaan. Anders sal jy nooit die skrifte verstaan. En daarom sê hy, hy het vir my 'n liggaam berei. Die liggaam is Jesus. Die seun van God, wat uit God gebore is. Christus, die liggaam is Jesus. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. God het later geen behaag gehad in die offers van die Ou Testament nie, want die volk het in sonde bly voortgaan. En nou sê die woord, die 7de vers, toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit vir my geskrywe, o God, om u wil te doen. Halleluja. Hy sê in die 9de vers, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen. Hy neem die eerste weg om die tweede daar te stel. Dit meen dat die eerste is die bloed van stiere en bokke, brandoffers, sondoffers, spysoffers, slagoffers, het God geen behaag nie. En hy vat daardie eerste weg en hy stel die tweede daar. En die tweede wat hy gestel het is sy seun, die lam wat geslag sal word. En daarom spreek die Here Jesus hierdie woorde. Ek wil vandag vir u iets sê. Paulus het die openbaring van Jesus Christus gehad. En die Here het vir Paulus al hierdie dinge gesê. Al hierdie dinge het die Here vir Paulus gesê. Paulus het dit alles neergeskryf. Halleluja. En wat hy vir my
Hy sê, en deur hierdie wil is ons heilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal, deur waar die wil, ek het gekom om u wil, Vader, te doen. Deur hierdie wil word ons geheilig. Halleluja. Want die Seun het die wil van die Vader kom doen. Nou sê hy hierdie woorde, hy sê, in die boekrol is dit vir my geskrywe. Nou ek wil hier iets verduidelik, wat baie belangrik is. Maar hy sê in die boekrol, want in die boekrol is dit vir ons geskrywe, ja, prys die Here. Dank die Here dat ons, ons die woord van die Here in ons midde het, en so laat ons deur die Gees die woord van die Here duidelik kan verstaan. Prys die Here. Hy sê in die boekrol is dit vir my geskrywe, en ek wil net iets oor die boekrol sê vandag. Wanneer het die Here Jesus hierdie boekrol oopgemaak? Ek weet, as ons gaan lees in Openbaring, die 4de hoofstuk, die 5de hoofstuk en die 6de hoofstuk, dan kom ons uit waar die Here Jesus, net nadat hy uit die graf het opgestaan het, vir Maria gesê, hy sê, moenie aan my raak nie, want ek was nog nie by my Vader en julle Vader nie, by my God en julle God. Christus daar dit vir Maria Magdalena sê, toe hy weggevaar na die Vader met sy eie bloed. En ons weet, hy het in die hemel verskyn, in die middel van die troon, as 'n lam wat geslag is, wat alleen waardig is, om hierdie boekrol te open. En hierdie boekrol het 7 seels. Waarom 7 seels? Want die lam wat geslag is die woord van God. En die woord van God is 7 maal gelouter deur 4 heen. 7 seels. En ek het laas keer gepraat oor die eerste seel, wat hy sê, die 2de vers in die 6de hoofstuk, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as oorwinnaar om te oorwin, en ek het vir u verduidelik, dat dit die Here Jesus Christus is. Hy het uitgegaan, het vir my liggaam berei, so ek gaan uit die hemel uit, ek kom aarde toe, en ek kom om te oorwin. Hy het 'n kroon, kom om te oorwin, hy het 'n boog sonder 'n pyl, wat beteken hy het klaar oorwin. Kom as oorwinnaar om te oorwin. En nou, die tweede seel, die 6de hoofstuk, die 3de vers. En toe hy die tweede seel oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom, kyk. Hoor wat sê die 6de vers, die 4de vers. En 'n ander perd, 'n vuurrooi het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Jy moet nou mooi luister wat die woord van die Here hier sê. Hy sit op 'n rooi perd, om die vrede van die aarde af weg te neem, dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Nou, die Here Jesus kom aarde toe. Hy word gebore en hy sê hierdie woorde. In Lukas 2 vers 14. Eer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde en in die mense welbehaag. Nou, hierdie ding is baie belangrik om te onthou. Toe die Here Jesus gebore word, hy is die vors van vrede. Dis waarom hy sê, 'n seun is aan ons gegee, 'n kind is vir ons gebore, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors. Dit meen, die Here Jesus wat gebore word, hierdie kind, is die vrede vors. En hierdie vrede vors het uit die hemel neergedaal aarde toe, en toe hy op aarde gebore word, toe is hierdie vrede vors op die aarde, en dis waarom die woord sê, hierdie mooie woorde,
vrede op aarde. Want die vredevors is gebore, dit meen daar is nou vrede op aarde, want hy is die vredevors. En die Here Jesus, toe hy begin werk het, en hy het sy disippels geroep, en al die mooie dinge het gebeur, sê hy vir hulle in Mattheus, hy sê, julle is die lig van die wêreld, nee, julle is die sout van die aarde, en julle is die vrede op aarde. Dit is wat gebeur. Vredevors word gebore. As vrede op aarde. En die Here Jesus sê hierdie woorde. Halleluja. Dis vir my so wonderlik. Hy sê vir die disippels in Johannes 14. Vrede laat ek vir julle na. Hier is 'n baie interessante ding. Waar hy gesê het vrede op aarde, beteken nie dag gaan van nou af vrede op aarde wees. Hoor nie. Daar is vrede op aarde, maar hierdie vrede op aarde is binne in mense. Die Here kan nie laat vrede in mense wees wat sondig en ek weet daar kan nie vrede wees nie. Ons word nou die vredemakers. Ons is die mense wat die vrede nou dra. Want die Here Jesus sê, hoor wat sê hy, ek wil dit weer lees, Johannes 14 vers 27, vrede laat ek julle na, vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Vrede op aarde, gebore, die vredevors. En hierdie vredevors gee sy vrede aan ons wat gered is. En dit bly nog vrede op aarde, maar daar's nie vrede in die wêreld. Daar's net vrede in ons wat sy kinders geword. En hierdie vrede veroorsaak wat ons het, terwyl ons op aarde is, daar is vrede op aarde. Halleluja. Prys die Here. En ek gaan net verder. Hy sê, ek gee aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontstel en bang wees nie. Hy praat van, in Filemon van, die vierde hoofstuk, Filippense, die 4de hoofstuk, die 7de vers. Hy sê, in die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Waar die vrede? Wat Christus vir ons nagelaat het. Dit meen, hy laat sy vrede in ons na. Ons wandel op die aarde, so daar is vrede op aarde, binne in ons. En hier is 'n interessante ding. Hy sê hierdie mooi woorde, Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout soutloos word, waarmee sal julle dit smaklik maak? Julle moet die sout in julle hê en vrede hou onder mekaar. Baie interessante ding. Die vrede gee smaak aan sout. Hoor, vrede gee smaak aan sout. So op die einde van die dag is die sout gekoppel aan vrede. As ek nie vrede het nie, dan raak die sout laf. Ons is sout van die aarde. As ons nie vrede het nie, dan raak die sout laf. Halleluja. Net gou verder lees. Lukas 1 vers 79. Om te skyn oor die wat in duisternis en doodskade sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. Nou sê Paulus in Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, sover dit julle van julle afhang, lewe in vrede met alle mense. Ons is die sout. Die sout bring verandering in smaak. En die vrede is daaraan gekoppel. As jy nie vrede het nie, gaan die smaak weg en die sout word laf. Hy sê, laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe om iedere een moet antwoord. Dit meen, ons is die sout, ons woorde met sout gesprinkel wees, dan moet smaak, dit meen, dan kom smaak in, en dit is vrede. Dit meen, elke woord wat ek spreek, moet ek in vrede spreek.
En dis die grootste probleem van die kinders van God vandag. Daar's min wat woorde in vrede spreek, sodat dit 'n goeie smaak kan hê, en dat ek die sout van die aarde sal kan wees, en dat hierdie sout nie laf geword het nie. Nou sê die Here Jesus hierdie woorde, Johannes 16 vers 33, al hierdie goed wat ons nou genoem het oor vrede. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Dit meen, ek kan in Christus vrede hê, omdat ek Christus se vrede in my het. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Halleluja. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. En ek wil vir u sê, ons sal in die groot verdrukking ingaan. As jy vrede het, sal jy oorwin. Kom ons gaan net verder. Maar niemand het vrede met die idee. Die kinders van God vandag het nie vrede met hierdie idee dat hulle deur die verdrukking moet gaan nie. En nou preek die Here, die predikers allerhande leuns, sodat julle hierdie as dit moontlik is om hierdie verdrukking te ontsnap of te ontvlug, dan wil ek daar wees. Ek wil nie deur die verdrukking gaan nie. Weet jy waarom? Hierdie predikers het self nie vrees nie, maar hulle is bang. Vrede nie, want hulle is vreesagtig. En julle is vreesagtig, en daarom preek hulle vir julle 'n wegrapping voor die verdrukking. Net gaan verder gaan. Hy sê die mooi woorde. Matteus 10 vers 34. Moenie dink ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Die Here Jesus kom aarde toe, en die engele roep vrede op aarde. Die Here gee, laat sy vrede vir ons na. Maar die Here sê vir ons, vir wie hy sy vrede nalaat binne in ons, moenie dink, hy sê dit vir ons, moenie dink ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Wat het die Here gebring? Swaard. Ek wil weer die tweede seël wat oopgemaak is lees. Hy sê dat ek het 'n ander 4 rooie uitgekom, en aan hom wat daarop sit is gegee om vrede van die aarde af weg te neem. En die Here Jesus sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie. Hy het elke vorm van vrede op hierdie aarde weggeneem, maar hy laat sy vrede vir ons na. Die tweede seël val presies in wat Openbaring 1 sê, van die eerste vers. En God het hom, dit meen God het aan sy seun die verborgenheid, ek meen, van sy eie seun geopenbaar. Dit meen hy het aan Jesus, sy seun, die verborgenheid wat daar om Christus is, het God die Vader aan sy seun gegee, sodat hy dit kan openbaar aan die disippels. En hy het gesê, ek het nie gekom om vrede te bring nie. So die tweede seël, wie, ek sê nie dat die op hierdie perd is die Here Jesus self. Dit kan een van Gabriel of Michael wees, wat gekom het, toe die Here sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, kom hy en hy vat die vrede van die aarde af weg, behalwe die vrede wat in ons is. Wat hy sê? Hy sê die mooie woorde, van die aarde af weg, en dat hulle mekaar se doodmaak. Nou, ons weet, van Christus se tyd af, het hulle doodgemaak. En 'n groot swaard is aan hom gegee. Wat sê die Here Jesus? Ek wil dit weer vir jou lees. Halleluja. Want dit is vir my so wonderlik. Hy sê, moenie dink ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. En dan hierdie ruiter op hierdie 4 rooi perd, wat uitgegaan het. Hy het gekom om vrede weg te neem, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Dit meen, die Here Jesus sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Dit meen, die tweede seël is alreeds in die Here Jesus
se tyd op aarde geopenbaar. En wat gebeur? Hy gaan na die Vader met sy eie bloed, en hy vat hierdie boekrol, en hy breek die eerste seël, dit is eerste seël, dit is hy self, die tweede seël, is wat hy gesê het, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Halleluja. En hoor wat sê die woord van die Here. Hierdie dinge is vir my baie mooi. Hy sê die 35ste vers van die 10de hoofstuk Matteus, want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, en die skoondogter en haar skoonmoeder. Hy sê die 36ste vers, en 'n mens se huisgenote sal jou vyand wees. Die Here kom, en hy sê, ek het nie gewoon vrede te bring nie, maar die swaard. Dit meen, hy neem die vrede weg, sodat die swaard in werking kan kom, en selfs ons huisgenote staan teen mekaar op en is vyhandig. Waarom? Want die Here het die vrede weggeneem. Net hulle wat die vrede van die Here in hulle het, sy huisgenote, as hulle die Here dien en vrede het, en ander kinders van die Here, ek meen hierdie huisgenote van Christus, hulle sal vrede hê. Halleluja. Daar behoort nie tweedrag onder hulle te wees nie. Daar behoort nie ek meen vyandskap tussen die kinders van die Here te wees nie. Nou sê in Lukas 12 vers 21, dink julle dat ek het gekom om vrede op aarde te gee? Nee. Gaan lees God se woord. Ek sê vir julle, maar eerder verdeeldheid, toe die vrede weggeneem word van die aarde af, toe is daar verdeeldheid tot vandag toe in die hele wêreld. Daar het koninkryke opgestaan, het oorlog gemaak, maar weet jy wat interessant is? Hierdie koninkryke het nooit weer aan mekaar gekleef nie. Want die oomblik as die een die ander oorwin het, dan trek elkeen terug na sy eie land toe, want daar kan nie vrede onder hulle wees nie. En dit is waarom die tweede seël, die Here Jesus het van dit gespreek, en toe die tweede seël oopgemaak word, toe is dit 'n openbaring van Jesus Christus self. As gevolg van dit wat hy gesê het in die 4 evangelies. Hy sê, hierdie mooi woorde, omdat ons dan, en dit moet jy mooi luister, maar Romeine 1 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur die geloof geregverdig word, en ek wil nou vandag vir jou sê, ek het laas Sondag het ook vir jou gesê, as jy nie glo wat die Here Jesus gesê het, hier op aarde, dan kan dit jou nie tot geregtigheid gereken word, maar tot ongeregtigheid. Halleluja. En dan het jy nie vrede by God nie. Al hierdie predikers en al hierdie mense wat glo in 'n wegraping, ons is die bruid, dan gaan die regterstoel in die hemel wees, en dan gaan 'n huwelik in die hemel wees. Hoor wat hierdie prediker vandag vir jou sê, hier nie een van julle het vrede by God nie, en ek wil vir jou sê, as jy nie vrede by God het nie, sal jy nie kind van God wees nie, en jy sal in die koninkryk van die hemel nooit ingaan nie. Daarom sê Romeine 8 vers 6, want die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. En nou wil ek vir u nog iets sê. Die Here Jesus het die seels oopgemaak, dit al 7 seels. En hier is 'n interessante ding, dat al 7 seels wat oopgemaak is, beskrywe dit wat die Here Jesus in die 4 evangelies kom doen het. En ek gaan nou vir u 'n skrif lees. Halleluja. En ek wil vir jou sê, as jy vandag nie vrees vir God se woord nie, dan moet jy weet, jy het die pad van geregtigheid verlaat. Die Here Jesus sê, ek het dit laas Sondag genoem,
Die Fariseërs en die skrifgeleerdes daar kom en die disippels van Johannes en hulle vra, waarom vas die disippels nie? Toe antwoord die Here, hoe kan die bruilofsgaste vas terwyl die bruidegom by hulle is? En hierdie is in die boekrol geskryf. Die hele boek Openbaring beskryf alles wat in die boekrol geskryf is. En een van die belangrikste verse in hierdie boekrol, nou sê hulle, nee, maar ek wil jy met mooi luister, want dis hierdie klomp duiwels wat vir julle preek. Die woord van die Here sê, ek wil dit net graag lees. Hy sê hierdie woorde, die 18de vers, Openbaring 22, vers 18, want ek betuig dat elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe staan. En wat, luister nou baie mooi, die 4 evangelies, Paulus, wat dit wat die Here Jesus in die 4 evangelies gesê het Paulus breedvoerig beskryf. Johannes het dit gedoen, want hy was selfs in die hemel, en hy het al hierdie dinge gesien wat in die boekrol geskryf is. Amen. Petrus, Judas, al hierdie apostels, wat geskryf het, Jakobus, alles wat hulle geskryf het, is woorde van die Here Jesus. Maar hulle het net breedvoerig aan ons verduidelik, hoe gaan dinge werk, en hoe moet ons lewe, en hoe moet ons gehoorsaam wees, en hoe moet ons God se woord glo, sodat dit vir ons tot geregtigheid gereken kan word. En dan sê hy, as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal sy deel weggeneem word uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge wat in hierdie boek geskrywe staan. Waar die boek? Boek Openbaring. Waaruit kom hierdie boek Openbaring? Uit die 7 seels wat die boekrol verseël het, en toe die 7 seels gebreek word, toe kon alles gelees word wat in die boekrol staan, en alles in die Openbaring staan in die boekrol. Ek daag jou uit, vat weg uit die 4 evangelies, of Paulus, of Johannes, en hierdie apostelse briewe, nou voeg by in hierdie boek, en alles wat die 4 evangelies sê, en die apostels wat geskryf het, sien briewe, voeg by, en ek wil vir jou sê, jy sal eendag skreeu van pyn en die ewige verdoemenis, omdat jy by God se woord bygevoeg het en weggelaat het. Want dis klaar, as jy weglaat, sal jou naam, hoor wat sê hy so, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad. Dit meen jy sal nooit eendag hierdie stad sien nie. Dis waarom julle dit nou al verwerp, deur te sê dat Jerusalem daarbo is nie die bruid en die vrou van die lam nie. Sy kan nie wees, sy is 'n stad. God het vir jou nie gevra of sy 'n stad is, of sy 'n klip is, of sy wat is nie. Hy het gesê, sy is die bruid, die vrou van die lam. Neem dit weg, en jou naam is uit die boek van die lewe weg. Halleluja. En uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe staan, dit meen selfs dit wat aan die 7 gemeentes geskryf het, aan hom wat oorwin sal gegee word, aan hom wat oorwin, aan hom wat oorwin, aan hom wat oorwin, dit sal weggeneem word van jou. Ek wil nou iets sê, want die predikers, wat die wegraping verkondig, en ons is die bruid in die huwelik in die hemel, en die regters doen in die hemel, het van hulle verstand af geraak, en hulle het hele
veroorsaak dat julle ook van julle verstand afgeraak het. Nou wil ek die vers lees. Die Here Jesus sê ons is die gaste. En in die boekrol is dit geskryf. Hierdie woorde. Hy sê, toe sê hy vir my, ek wil net voor hom toe gaan. Hy sê die 70, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Ek wil nou net gelees. Hy sê 21. En ek, Johannes, het die heilige stad, halleluja, sien neerdal, van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid vir haar man. Soos 'n bruid. Hy skryf in die 19de hoofstuk. Hy sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En toe sy klaar gereed gemaak is, en ek het Johannes, 21ste hoofstuk, die 2de vers, het die heilige stad uit die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel toeberei, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En hy kom in die 9de vers en hy sê hierdie mooi woorde. En een van die 7 engele, wat die 7 laaste skale gehad het, vol van die 7 laaste plaag, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen en ek sal jou toon, die bruid toon, die vrou van die lam. Tweede vers sê, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man dit en hier praat hy van die bruid, en die onderf sê, kom maar toon ek jou hierdie bruid. In die 19de hoofstuk sê hy sê, kom, sy vrou het haar gereed gemaak. Kom Johannes, kom hierheen, dan toon ek jou die vrou. Maar weet jy wat maak julle? Julle haal hierdie een versie uit, en dan sê jy, maar dis julle, waar die versie? Die 19de hoofstuk. Julle haal hierdie een versie uit. En sy vrou het haar gereed gemaak, en nou sê julle klomp valse duivelse diensknegte van die duiwel, dit is ons, die bruid. God laat hom nie beswat nie. Hy spraak van die vrou van die lam wat haar gereed maak, en hy sien hoe het hierdie stad haar versier met die regverdige dade van die heiliges, en sy is toeberei soos 'n bruid vir haar man. Dit in die stad is die bruid. En Johannes sê, maar kom, maar toon ek jou die bruid en die vrou van die lam. Hy sê, en hy het my in die gees weggevoer tot op 'n groot hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel neergedaal het, soos die tweede versie dit in die 21ste hoofstuk sê, soos wat hy neergedaal het. Dis die bruid en die vrou van die lam. As jy iets weglaat, en ek wil vir julle sê wat glo dat julle is die bruid. Julle het weggelaat uit die woord van God. Want julle sê Jerusalem daarbo kan 'n stad, 'n bruid en 'n vrou wees, en dan claim julle dit vir julle self. Dit meen julle laat dit weg uit julle geloof, en God sal julle name wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad, want julle is hierdie stad, die bruid en die vrou van die lam. Julle is haar nie werd nie. Kyk in die spieël en sien wat jy is. Jy is 'n vuil sondaar wat die Here gered het om sy kind te wees, nie sy bruid nie. Maar julle het van julle verstand afgeraak. Halleluja. En wat het julle nog weggelaat? Want hulle preek nie daaroor nie. Paulus sê in Galasiërs, Jerusalem daarbo is vry.
En sy is die moeder van ons alles. As sy ons moeder is, dan is die Here Jesus ons Vader, en hy word in Jesaja genoem, wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hoe het hy ons Vader geword? Ons is sy maaksel, gebore uit Christus. Uit God. Dit is God se volmaakte raadsbesluit, dat ons as kinders gebore sal word uit God. En daar is net een manier, en dit is, ons is sy maaksels, geskape in Christus, om vir God die Vader kinders te wees, Johannes 17. En die Here Jesus sê in Johannes 17, terwyl hy bid, hulle het aan u behoort, hierdie kinders het aan u behoort, en u het hulle vir my gegee. Die oomblik toe die Vader van die Here Jesus Christus, die oomblik toe die Vader die kinders aan die Seun gee, toe waar die Here Jesus 'n ewige Vader vir die kinders. En 'n baie interessante ding. God die Vader kan nie 'n grandpa word nie. Hy kan nie. Hy kan nie 'n oupa raak. Weet jy waarom? Want daar is geen tyd in die ewigheid. Maar omdat julle hierdie dinge alles in die vleeslike lewe sien, en dink dit sal so wees, julle het van julle verstand afgeraak, soos redelose diere, wat alles op 'n natuurlike wyse wil verstaan, dit sê Judas. En julle laat dit weg. Hierdie predikers wat vir julle al hier goed preek, hulle laat Galasiërs weg. Hulle laat Openbaring 21, waar Johannes opgeroep is op 'n berg, om te kom kyk, sodat hy getoon kan word, wie die bruid en die vrou van die lam is. En dit is die nuwe stad Jerusalem daarbo. Hierdie heilige stad. En jy wil met jou onheilige vyand, om haar te vergelyk met 'n aardse huwelik, met 'n aardse verbintenis van man en vrou. Jy's verdorwe in jou verstand. God het my en jou nie nodig om vir hom of vir sy seun 'n bruid te wees nie. Hy het dit self gebou. Hy sê in 1 Korintiërs 15, hy sê die hemelse liggame verskil van die aardse liggame. Die Here God was ons so genadig om vir ons die hemelse liggame te toon. Die stad, die tempel, en ons is al klaar oorkleed met die hemelse liggaam, dit ben die tempel. Die huis van God. Ons is deel daarvan, maar dis in die hemel. En dis waarheen ons gaan. Halleluja. En hierdie ding is vir my interessant. En dit is dat God die Vader het al hierdie dinge vir die kinders voorberei. Die tempel is die seun. Die tabernakel in die woestyn is die seun. Tempel is die seun. Stad is die bruid en die vrou. Die tempel is die man, die bruidegom. Die stad is die bruid, die vrou en die moeder van die kinders. En jy verwerp dit. Jy haal dit uit. Nou die dag iemand vir my gesê, prediker sê, daar's een woord wat uit die Nuwe Testament uitgehaal moet word, want dit hoort nie daar nie, en dit is die woord wederkoms. Kan jy, en dis 'n Pinksterprediker met 'n redelike groot gemeente, en hy behoort aan een van die groot Pinksterkerke in Suid-Afrika, en hy sê, dit meen, hy wil hê, die woord wederkoms moet weggelaat word uit die woord van God. Sy naam is alreeds weggeneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad, en hy sal nooit daarin gaan. Maar julle is so regverdig, julle kan sê en doen en glo net wat julle wil. Alles is reg, want julle is die bruid. Ag, en die Here sal nie sy bruid iets laat oorkom nie.
Dis die grootste leuen wat daar is. As jy saam met Christus ly, dit meen as jy saam met hom gemartel word, saam met hom vervolg word, saam met hom verdruk word, saam met hom in verdrukking gaan, saam met hom gedood word, saam met hom, dan sal ons saam met hom verheerlik word. Maar julle wil alles ontvlug. Halleluja. So kan het aangaan. En vir jou bewys dat die stad Jerusalem daarbo is die bruid en die vrou van die lam en sy is ons moeder. En ek dank die Here daarvoor. Net die idee, die gedagte dat daar vir ons 'n moeder is. Al is dit 'n stad, dan kry ek dit lief. Dan kry ek dit lief. En ek verwag dit om eendag daarin te gaan. Wat 'n verwagting het jy? Om 7 jaar bruiloftyd te wil die verdrukking op aarde is. Na die Here gesê, daar sal nie eene wees nie. Maar jy bly dit glo. Jy neem weg uit die woord. Moenie vir my hierdie storie kom vertel. Ja, hy praat net van die boek Openbaring. Nee, ek het nou net vir jou gewys. Die eerste en die tweede seël het Christus self op aarde kom vervul. Klaar. En dis in die boek Openbaring. En nog 'n ding. Ek wil verder hierdie skrif lees. Halleluja. Hy sê hierdie woorde. Hy sê, en aan haar is gegee, die 8ste vers van die 19de hoofstuk, om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. En kom maar sê ek nou vandag vir iets. Daar gaan 1000 jaar, en hierdie ding wil ek ook sê. Al hierdie wegraping predikers, wat glo dat Israel kan nie die bruid wees nie. Hulle almal vermy die 1000 jaar van vrede. Ek het nou die dag 'n prediker gehoor, groot prediker, Haggai, wat is sy naam ook al? Toe verduidelik hy wanneer die Here sy voet op die berg gaan sit, die Olyfberg gaan sit, en in 2 gaan split. En dan gaan die Here met sy bruid deur hierdie dal stap, in die oospoort instap. Daai man is van sy verstand af. En julle luister na hom, want hy lieg. En ek wil nou vandag vir u sê, die verduideliking wat hy gegee het daaraan, is presies soos die Jehovah's. Want weet jy wat sê? Ons sal in die stad instap, en so sal ons vir altyd by die Here wees. In Jerusalem op aarde, op hierdie ou aarde. So sal ons altyd by die Here wees. Hy vat hierdie nuwe aarde en die nuwe hemele, vat hy weg. Hy haal het uit. Ek wil net vir Haggai laat weet, as iemand hom ken, sê vir hom, daar's 'n prediker in Suid-Afrika wat sê, jou naam is uit die boek van die lewe weggeneem en uit die heilige stad. Ek het in hierdie week gehoor, 'n prediker se boodskapie op social media gelees. Dit was vir my verskriklik. Hy gebruik die New International Version. En of jy dit vandag wil weet of nie, the New International Version is 'n Bybel wat die Jehovah's na vore gebring. En Haggai preek presies dit waarin die Jehovah's glo. Hy moderniseer dit net so 'n bietjie hier en daar, sodat dit lyk asof hy dit nie glo nie. En weet jy wat? Dat die Jehovah getuies, waar is hulle basis? In Israel. Want hulle hele evangelie word gedraai om die 144.000. En die Jehovah's het nou die 144.000 geëxpand. En want die Jehovah's het die Pinksterkerk gewen. Oorweldig.
En julle weet, Jehovah's hou nie op. Ons hou op om die evangelie te verkondig aan almal op die straat. Hulle hou aan. En hulle is besig om die hele protestantse kerkwêreld in te filtreer. En hulle gaan oorwin. Dis waarom julle almal glo in 'n wegraping. Dit kom uit hulle uit. Dis waarom julle almal glo julle is die bruid, want die 144.000 is eintlik die bruid vir die Jehovah's. Maar hulle wou dit nie so sê nie. Nee, maar hulle verkondig dit ook. En hulle die kerk inbeweeg. En weet jy waarvan af kom hulle? Hulle kom uit die Pinkstervolk. Ek kan vir jou kerke hier noem. Ek meen daar is in Amerika een geloof, of kom ons sê, een kerk, kerk wat hierdie leerstelling het, hulle word genoem the Kingdom Vision. Kingdom Vision. Wat word die Jehovah's se kerksale genoem? Kingdom. Ek meen dis die koninkryksaal. Ricky Joyner, wat hierdie ding begin het, is 'n uiterste Jehovah getuie, wat ook die leerstelling van die Katolieke kerk in mekaar ingeweef het en die Pinkstervolk. En hy het in Suid-Afrika die Pinksterkerk geïnfiltreer. En ek wil vandag vir julle sê, ons sit met die Jehovah getuies op die preekstoele. O, prys die Here. En ek wil net 'n paar verse vir u lees. Ek wil net verder gaan. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En die Here Jesus het gesê, hoe kan die bruilofsgaste vas? Moenie vir my sê, dit gaan net, jy mag nie hê die boek van die boek Openbaring iets wegneem en byvoeg nie. Maar het is interessant, dat hierdie klomp duiwelse predikers, hulle gebruik Openbarings 4 vers 1, en ek wil dit vir u lees, en hulle sê hierdie woorde, en na hierdie ding het ek gesien, en kyk, 'n geopende deur is in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Oh, halleluja. En hoor wat sê die Here Jesus, in die eerste hoofstuk van Openbaring, halleluja. Hy sê, die 10de vers, ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos 'n bassein. Jy moet nou baie mooi luister, hoe sit hulle by, hierdie wegraping predikers, hoe sit hulle by, en hoe neem hulle weg, op 'n subtiele manier. Nee, agter my 'n groot stem gehoor, soos die van 'n bassein. En Johannes sê, hy sê, die eerste stem, wat ek soos 'n bassein gehoor het met my gespreek. Dit was, en nou sê hulle, hierdie eerste vers van Openbaring 4, is die wegraping. Want, dit is die eerste bassein. Verstaan nie, hoe vol duiwels is hierdie mense. Met die slimsheid van die Satan. Soos 'n bassein met my, die stem. Wat het Johannes gehoor? Hy het die stem gehoor. Soos 'n bassein. Maar hy het die stem gehoor. Dat het geklink soos 'n bassein. Maar dit is nie een van die basseine, waarvan die woord praat van die 7 basseine. Die Here Jesus se stem klink soos 'n bassein. En hy het hierdie stem in die 4de vers, hoofstuk, die eerste versie weer gehoor, en hierdie stem het vir hom gesê, kom op, nou sê hulle, o, die kerk is hier weggeneem. Kan julle nie sien, hoe voeg hulle by, en hoe laat hulle weg? Dis net die
duiwel en die gees van die antichrist, wat hierdie dinge vir hulle kan deurgee, dis nie die Heilige Gees. Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal, weer eenmaal, die bruilofsmaal van die lam, want dit gaan oor 'n lam. Het gaan oor die bruilofsmaal van die lam. En hy het vir my gesê, dit is die waaragtige woorde van God. En ek wil nou vandag vir jou sê, gaan na jou Bybel, krap dit dood, hierdie woorde. Dit is die waaragtige woorde van God. Want jy is in elk geval op pad hel toe, gaan krap daardie gedeelte dood uit die woord van God. Wat hy sê, dit is die waaragtige woorde van God. Prys die Here. Dis vir my verskriklik. Kom ons gaan gou na Matteus 15. Matteus 15. Prys die Here. Kom ons gaan die 16de vers lees. Hy sê in die 15de vers van Matteus 15. En Petrus antwoord en sê vir hom, verklaar ons hierdie gelykenis. Maar die Here Jesus sê, is julle dan ook nog sonder verstand? As jy glo in 'n wegraping, jy's die bruid in die regterstoel in die hemel, en dan gaan 'n bruilof in die hemel wees. Is jy sonder verstand? Die Here sê, daar sal nie in die huwelik in die hemel uitgegee word nie. Jy sê, daar sal. Is jy sonder verstand? Begryp julle nie, dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom, en die heimlike uitgewerp word, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die dinge wat die mense onrein maak, en ek wil nou vandag vir u sê, die wegraping teorie, ons is die bruid, en dan gaan 'n huwelik in die hemel wees, en die regterstoel gaan in die hemel wees, maak die volk van God onrein, want dit is 'n leuen. Is jy so sonder verstand? Dit wat ek nou net vir jou gesê het, verstaan jy dit nie? Halleluja. En dan gaan die woord verder in Lukas. Die Here Jesus kom in Lukas 24 vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Dit lyk vir my dat die Here Jesus het nog nooit hierdie mense se verstand geopen om die skrifte te verstaan. En dit is 'n baie groot. Pastor, maar jy kan dit nie sien. Kom maar dan lees ek vir jou iets. Die Here Jesus praat hierso in Matteus 24 van die 36ste verse. En maar van die uur en die dag weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel nie, maar net my Vader. Sal wees soos in die dae van Noag, hulle sal trou in die huwelik uitgee. En die Here Jesus sê, hierdie geslag, hierdie aardse geslag, sal trou in die huwelik uitgee. Maar nie in die hemel nie. Ek wil weer vir jou sê van jou verstand af. En hoor wat sê die woord van die Here. Tot op die dag, toe Noag in die ark ingaan, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom het nie. Die kerk, wêreld, Pinksterkerk ingesluit, sit vol mense wat nie verstaan nie. En die predikers weet dit. En daarom gebruik hulle al hierdie teorieë om te lieg vir die volk, sodat hulle kan geld in die hande kry. En jy sit sonder verstand. Weet jy wie alleen kan vir jou verstand gee? Die lering en leiding van die Heilige Gees en die hele waarheid, naamlik die wysheid van God. En die wysheid van God is Christus. Christus is die woord. As jy verstand wil hê, kry wysheid van God. Die kerk verstaan nie. Hulle verstaan nie. Hulle beklei jou as jy hierdie dinge verkondig. Nou gaan hy verder en hy sê, ek meen, hulle sê vir Paulus, in Handelinge 26 vers 25,
Maar hy sê, dit is sy gouverneur. Nou, ek is nie kranksinnig nie. Hoogedele. Dit is Festus. Maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Die woord sê, hulle sal in die laaste dae, hulle oor afkeer van die waarheid. Nou, hoor wat sê die woord? Halleluja. Omdat hulle die gesonde leer nie kan verdra nie. En hierdie Festus kon die gesonde leer nie verdra nie, en daarom sê Paulus, gesonde verstand. As jy gesonde verstand het, sal jy hoor wat jy in hierdie môre hoor. Daarom sê hy, Efesiërs, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, en alle wysheid en verstand. Nou sê hy Efesiërs 1 vers 18, verligte oë van julle verstand. As jy nie verstand het nie, dan het jy nie verligte oë nie. Dit meen jy sien niks van die rykdomme van Christus, die verborgenhede, dit wat werklik in die woord geskrywe staan. Jy sien niks daarvan. Sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges. Maar nou kom Efesiërs en hy sê die mooi woorde. Hy sê die 4de hoofstukkie 18de vers. Mense wat verduister in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle eie hart. En hoor wat ek vandag vir jou sê, mense wat glo in die wegrapping is verhard in hulle binneste, want hulle wil nie luister wat ons vir hulle sê nie. Hulle wat glo hulle is die bruid, wil niks met ons te doen nie, want hulle harte is verhard. Hulle wat sê, daar gaan huwelik in die hemel wees, en ons sê vir hulle, dat kan nie een wees nie, want die Here het gesê, dat sal nie een wees nie. Hulle is verhard in hulle hart. Ek wil dit weer lees. Want hierdie mense, wat verduister is in die verstand, en vervreemd van die lewe van God, dit meen van die lewe van vreemd, beteken dit een ding, jy het die naam dat jy lewe, maar jy is dood. Deur onkunde, want die predikers het self nie kundigheid nie, hulle self is in onkunde, sover die wegrapping, die bruid en ensovoorts aangaan. Want hulle is onkundig. Die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle harte. Nou sê, halleluja, en ek wil jy met baie mooi luister, en ek wil vir u sê, sover ek die woord van die Here reg verstaan, die 12 stamme en die 12 apostels gaan op trone sit, en die Here het die oordeel aan hulle gegee. Gaan lees Openbaring, en ek wil nou vandag vir jou sê, jy sal eendag voor Paulus gaan staan. En Paulus gaan vir jou vra, waarom het jy God se woord nie geglo, wat ek geskrywe het in 2 Tessalonisense 2 vers 1. Ek wil vanmôre kyk of jy verstand het. Hoor wat ek vir jou sê, aan hulle is die oordeel gegee, alles wat hulle geskryf het op hierdie aarde, alles wat hulle geskryf het, alles wat hulle van die Here gehoor het, daarmee sal jy geoordeel word, want die woord sal ons oordeel in die laaste dag, waar? By die regterstoel van Christus, en jy kan maak wat jy wil, jy gaan die oordeel nie ontvlug nie. Ja, maar ek gaan loon ontvang, ja, loon vir wat jy gedoen het, goed of kwaad. En as jy die woorde van God nie na luister en het glo en het doen nie, dan doen jy kwaad. 2 Tessalonisense 2. Hy sê, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Wat sê hy? Ja, maar ek het gehoor, Dani Botha, ek het geluister na iets wat hy gesê het.
En ek wil dit sê wat hy gesê het. En hy moet rekenskap vir my gee oor wat hy gesê het, want hy glo daarin. En ek wil vir hom sê, hy moet dit op Facebook sê. En dit is waarvan ek rekenskap eis. 2 Tessalonisense 2 vers 1, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. En weet jy wat sê hy? Hy sê dis 2 dinge wat gebeur. Die een gebeur voor die verdrukking, die ander een na die verdrukking. Hoor wat sê Paulus? Hoor wat sê Paulus? Verder. Om nie gou julle verstand te verloor nie. Of verskrik te word nie. Deur gees of deur woord of deur brief of wat van ons afkomstig sou wees. Asof die dag van Christus al daar is. Waar die dag? Die dag van sy wederkoms en ons vereniging met hom. Hierdie 2 dinge sal op een dag plaasvind. Tannie Botha, ek eis rekenskap van dit wat hy gesê het. Laat niemand julle op enige manier mislei. Dis een dag, die Here kom op een dag. Die dag en die uur weet ons nie. Maar die dag wanneer hy kom, sal 2 dinge gelyktydig gebeur na die verdrukking, die wederkoms en ons vereniging met hom. Jy wil die woord van die Here vat en jy wil hom uitmekaar torring, sodat dit by jou kan pas wat jy glo. Ek wil vandag vir jou sê, jy sal voor Paulus gaan staan en hy sal jou oordeel. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. En ek wil vir jou sê, voordat daardie dag aanbreek, na die verdrukking, wat Jesus sal kom en ons met hom verenig word, dis baie duidelik uit God se woord. Ons kan alleen met die wederkoms na die verdrukking met Christus verenig word. Daar's geen iets in hierdie skrif, en daar is niemand wat my 'n skrif kan wys, dat ons voor die verdrukking gaan ons weggeneem word nie. Daar is nie so 'n skrif in God se woord nie. Dit is klaar neergeskrywe hoe dit sal gebeur. En ek wil net teruggaan. Paulus het dit verduidelik hoe dit gaan gebeur. Daardie dag wanneer Jesus kom en ons met hom verenig word. Paulus het ons nie in die donker gelos nie. Nee, hy het vir ons beskrywe hoe dit gaan gebeur. En daarom het hy in 1 Tessalonisense 4 gesê, die 13de vers, maar broeders, ek wil hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie tree soos ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jezus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Christus ontslaap het, saam met hom bring. Dis waarom die Here gesê het, nog voordat die verdrukking daar sal wees, voor die verdrukking, sê in Openbaring, salig is die regverdiges, wat van nou af in Christus ontslaap het, sodat hulle van hulle werke kan rus. En hoor wat sê die woord verder. Hierdie wat ontslaap het, salig is hulle, want hulle sal rus tot na die verdrukking. Dan bring die Here alles saam. Gaan lees God se woord. Hy sê, want as ons glo, hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van God. Hoor wat sê Paulus? Deur die woord van God. En ek sê nou vandag vir jou, as jy hierdie woord nie glo nie, sal daar vir jou geen geregtigheid wees nie. Maar dit sal vir jou ongeregtigheid wees en jy sal die poorte van die stad nooit sien. Dat ons wat in die lewe oorgebly het, wanneer? Tot na die groot verdrukking. Want in die groot verdrukking gaan daar gedood word, kinders van die Here. Maar daar gaan baie wees wat oorwin het en bly lewe het. Die wat gesterf het ook oorwin. Hulle is ook oorwinnaars.
Nee, maar hulle het hulle lewe nie lief nie. Dit meen, hulle gaan in die verdrukking en hulle het hulle lewe nie lief nie. Dit sê die woord van die Here. Dit meen, as hulle in die verdrukking sterf, dan wat maak dit saak? Dan is hulle by die Here. Maar die wat bly lewe het, sal hulle klere gedierig wit was en rein maak deur die bloed van die lam tot die einde van die verdrukking. Wanneer die middernagtyd aanbreek. En die wat nog in die lewe oorgebly het, tot by die wederkoms na die verdrukking. Halleluja. Hy sê, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Waarom? Want hulle is alreeds by die Here. Hy bring hulle saam met sy wederkoms, sodat ons met Christus verenig kan word, saam met die ontslapenis, want die ontslapenis moet hulle liggame kom optel, sodat ons saam in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons vir altyd by die Here wees, en so sal ons saam met die Here in daardie dag, met die wederkoms, afgaan na die Olyfberg. Ons gaan nie op hemel toe, om 'n huwelik te hou nie, daar bestaan nie in God se woord so iets nie. Hoor wat sê? Want die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep, met die stem van 'n aardse engel, met die geklank van die basuin van God. Waar die basuin? Die laaste basuin. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, halleluja, na die verdrukking, met die wederkoms, saam met wie hulle in wolke weggevoer word. Wie? Saam met die ontslapenis, wat hulle liggame kom opneem. Hulle kom saam met die Here om hulle liggaam uit te, maar dit het niks te doen met 'n wegraping voor die verdrukking nie. Dit het te doen met die wederkoms. Weggevoer die Here tegemoet in die lig, en so sal ons vir altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ek wil vandag vir jou iets sê. Trek hierdie skrifte, versie, reeltjie vir reeltjie uit mekaar uit, om jou teorie van 'n wegraping te bevestig. En ek sê nou vandag vir jou, op grond van God se woord, jy sal die ewige dood sterwe, want jy neem weg, jy voeg by, om by jou lering te pas, en die Here neem jou naam, en jou deel uit die nuwe stad Jerusalem weg, en dit beteken net vir jou een ding, ewige verdoemenis. Letterlik, die mense wat glo in 'n wegraping, is presies wat Paulus hierso sê. Dis die woord van God. Hy sê, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word deur gees, deur woord, deur brief, deur wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van die Here al daar is. Paulus sê, daardie dag kan nie hier wees nie. En ek wil vandag vir jou sê, en ek gaan dit nou vir jou sê, ek sal my nie verbaas as die tempel in Jerusalem herbou word, terwyl Trump vir hierdie 4 jaar regeer. As my kan nie so ietsie, wegraping eerste plaasvind, dis die probleem. Die wegraping gaan nie plaasvind nie, voor die tempel nie gebou is nie. Die wegraping gaan nie plaasvind, voor die verdrukking, of in die middel van die verdrukking, of aan die einde van die verdrukking. Die wegraping sal plaasvind by die wederkoms, en ons noem daardie wegraping by die wederkoms ons vereniging met hom. So as jy wil praat van 'n woordjie wegraping, gaan kyk wat die woord werklik daaroor sê, want wegvoer en wegneem alles is mos vir julle wegraping. Nou sit ek die wegraping in dit wat die woord sê. Dit meen, ek wil dit so lees, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van die Here Jesus Christus en ons wegraping om met hom verenig te word. Is ek verkeerd? Nee, want dit is wanneer die wegraping gaan plaasvind. Ek wil weer vir jou sê, Paulus sê, moenie van julle verstand afraak nie. Julle het verligte oë van die verstand gekry, maar ek sê een ding, en dit is dat julle oë van die verstand is verblind deur hierdie leuns wat mense verkondig. Halleluja. En ek wil vir u dit sê. Daar is 5 wyse en 5 dwaase. En die woord sê, verstandiges
en onverstandig is. En ek het laas keer gesê, die skape sal van die skape geskei word. En die skape die Here se skape, sal saam met hom in die bruilofsaal ingaan. Hy gaan jou nie kom wegneem van hierdie aarde af nie. Want ons is nie losers nie. Ons is oorwinnaars. En ons sal die dier, sy merk, sy naam, sy getal, alles oorwin. Ek sê weer vir jou, moenie van jou verstand afraak. Want as jy glo en wegrap, en ons is die bruid, en dan gaan die huwelik in die hemel wees, en die regters in die hemel, dan het jy jou verstand verloor. Vader, baie, baie dankie sê vir die onfeilbare woord. En ek dank jy in hierdie dag, dat by u woord is nie miskien nie. U woord is reg, u woord is die waarheid, en u beveel ons, deur Paulus, om die woord van die waarheid reg te sny. Baie dankie, Here. Dat ons verligte oë van die verstand gekry het, om te kan verstaan. Gee aan ons genade, dat ons verstand nie bedorwe sal raak deur die listigheid van die vyand, sodat ons verstand sal verloor. Na 'n ander evangelie, na 'n ander Jesus, en na 'n ander gees. O Heer, laat die volk sal ontwaak, en ek dank u daarvoor. Hulle, wat sien, wat hoor, wat luister, en u woord glo, dit sal vir hulle tot geregtigheid gereken word, en dan sal hulle verstandig wees. Heer, seën die woord aan elke hart, en Here, seën ook elkeen, en laat u naam deur elke lewe verheerlik word, in Jesus naam. Amen en amen.